Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Aan die einde van Psalm 23 is hierdie bekende woorde wat sê: U laat my by 'n feesmaal aansit. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die beeld van die ete, waar 'n gasheer is, en hy ontvang sy gaste, en dan die verwondering van Psalm 23, wat sê, maar die Here ontvang sy kinders soos 'n eregas. Dis wonderlik om so daaraan te dink. En die Here Jesus gebruik die beeld van 'n bruilof meer as een keer as hy gelykenisse vertel. En ons ken ook die verhaal van die bruilof by Kana, wat hy ook bygewoon het. En waar hy vir die mense goeie wyn gemaak het. Nou as jy jou dink aan 'n bruilof, dis partykeer so bietjie meer besadig met die kerkdiens, soos wat dit ook hoort. En daarna lag en gesels mense, buite kan die kerk staan hulle en gooi konfetti miskien, en dan by die onthaal is dit 'n vrolikheid, 'n feestelikheid. En die vreugde daarvan is regtig 'n beeld wat die Here Jesus meer kere gebruik as hy oor God en God se koninkryk praat. Ons moenie dink dat suur Christene die Here se ideale voorbeeld is nie. Vreugdevolle Christene is dit wel. Maar ek wil 'n gelykenis lees oor die groot bruilof in Matteus 22. Dit kom ook in Lukas voor. Maar die Matteus weergawe lees ek vir ons 'n paar verse. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep. Hoor nou net gou, daar was mense wat vooraf genooi was. Dis nie dat hulle nou uit die bloute uit die eerste keer genooi was nie. Hulle was vooraf genooi, hulle het geweet, die man hou vir sy seun gaan trou, en hy nooi ons, wil graag hê ons moet soontoe gaan. Maar as dit nou die dag van die troue is, nou stuur hy slawe uit om hulle te gaan roep. Maar hulle wou nie kom nie. Hulle is voorheen genooi, maar nou wil hulle nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag: sê vir die genooides, die maaltyd is reg, my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed, kom na die bruilof toe. Maar die genooides het hulle nie daaraan gesteur nie. Dis eintlik verskriklik as jy daaraan dink, selfs gewone mense, as iemand jou nooi en jy sê dis reg, ek gaan kom, en nou sê dit is nou die tyd wat jy moet kom, wil jy nie gaan nie, en steur jou ook nie aan die man wat jou genooi het nie. En dan staan die een het na sy stuk grond en 'n ander na sy werkplek toe gegaan. So die gewone normale druk van die dag, besigheid wat gedoen moet word, werk wat afgehandel moet word, was nou belangriker as om saam met die pa te gaan feesvier by sy seun wat trou. En dan staan nie nog meer, party van die mense het die slawe wat hulle gaan roep het, gegryp en hulle doodgemaak. En dan staan nie, toe het die koning baie kwaad geword. En toe sê hy vir sy slawe: alles staan klaar vir die bruilofsfees, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teenkom na die bruilofsfees toe. Toe het hulle uitgegaan, die slawe, en bymekaar gemaak, mense sommer net genooi, en dan staan hier, slegtes sowel as goeies. Kan jy dit glo? Slegtes en goeies word genooi. Die man kyk, hy sien daar's nog 'n paar plekke oop. Hy stuur sy slawe weer uit. Hy sê, gaan nou in die platteland, wil ek nou maar sê, uit, en gaan maak daar mense bymekaar. En toe hy dit nou alles klaar gedoen het, het hulle fees gevier. Hier's nog een of twee ander goed in die gelykenis, maar ek wil eers net hierby verstaan met 'n paar punte. Die eerste een is, as iemand
nie in die koninkryk van die Here is nie, is dit omdat hy genooi was en hom nie gesteer het nie. Hierdie mense was genooi, maar het hulle nie aan God gesteer nie, en hulle het nie na sy bruilofsmaaltyd toe gegaan nie. So wie se skuld is dit nou, dat hulle uitgesluit is van die bruilof? Partykeer probeer ons die skuld op God plaas, maar ons is genooi. Dis ons wat die werk en die besigheid en al die goed, of al die belangrike goed, wat ons aandag vashou, net in perspektief moet sien, as die pa is mos nou die Here God, en sy seun is Jesus. Die tweede ding wat ek wil sê, is, as hy kwaad word, en hy stuur mense uit, en hulle gaan haal nou allerhande ander mense, slegtes en goeies. Dan kan 'n mens so half dink, hoe die slegte ouens daar gekom. Die punt is, ons word deur die Here se goedheid, sy uitnodiging, sy genade gered, nie deur ons goedheid nie. En is dit nie wonderlike genade nie? Ek en jy wat onsself 'n bietjie ken, en weet van al die slegheid wat in my ook is, dat die Here dit in sy vriendelikheid en genade misgekyk het, en my ook genooi het, sodat ek ook kan gaan. Wat sal die antwoord wees op die Here se uitnodiging? Gaan met vreugde. Hy het ons genooi, hy wil ons graag daar hê. Kom ons gaan na die bruilof van sy seun toe. Kom ons word deel van sy span. Kom ons los die goed wat ons so besig hou, dat ons nie die Here se kinders in sy koninkryk kan wees nie, want daar is regte vreugde. By hom, in sy koninkryk, saam met Jesus, en saam met al die ander goeies en slegtes, wat met 'n glimlag en opgewondenheid sy uitnodiging aangeneem het. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ook by ons nie verbygeloop het nie, maar dat U ons genooi het. En dankie, Here, vir die aanraking van die Heilige Gees, toe ons U woord gehoor het. En dankie dat ons kon ja sê, en die uitnodiging aanvaar, om deel te word van U bruilofsgaste, en om saam met U en U seun Jesus te kan feesvier. Ons loof U groot naam daarvoor. Amen. Ontvang die seën van die Here, en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by ons wees en bly. Amen.